So ons het maandag begin deur te sê dat soms is daar tye wat dit voel asof God net stil is of asof hy baie ver is. Wat dit lyk of voel asof boosheid en ongeregtigheid wen en die wat probeer reg doen net die hele tyd tweede kom. Waar mense sê en doen net wat hulle wil en dan lyk dit asof daar geen gevolge daarvoor is nie. En in Psalm 10 sien ons 'n soortgelyke tema. En die rede daarvoor interessant genoeg is dat Psalm 9 en Psalm 10 vorm eintlik same enkele psalm in die oorspronklike Hebreëus, maar ons hoef nie nou in daai detail in te gaan nie. Maar dis belangrik om te weet dat dit is nie net twee los gedigte nie. Dit is amper soos een groot gebed van A tot Z. Van lof oor God se regverdigheid tot vertroue in sy oordeel en sorg. Psalm 9 fokus op God se geregtigheid teenoor die nasies, die groot wêreld. En dan in Psalm 10 skuif die lens in op God se geregtigheid teenoor die individu, die mens wat swaar kry onder daardie wêreld se onreg. So as Psalm 9 vir ons sê God regeer oor die nasies, dan sê Psalm 10 en hy sien jou. En in Psalm 10 begin dit ook daar. Dawid vra, waarom staan u so ver weg, Here? Waarom trek u terug in tye van nood? Dis 'n eerlike vraag, dis 'n individuele vraag, maar een wat ons almal seker al ergens gevra het. Maar wat Dawid hier doen is belangrik, want hy hou aan om met God te praat, selfs oor God se stilte. Dis geloof wat nie opgee nie, selfs wanneer daar nie dadelike antwoord is nie. Dawid besef of beskryf in die volgende paar verse hoe die goddelose mense leef en dit lyk net asof daar geen gevolge is nie. Vanaf vers 3 sê hy, die goddelose verlustig hom nou al in wat hy hoop om in die hande te kry. Die een wat hom wil verryk ten koste van ander, wens homself by voorbaat geluk, asof hy dit reeds gekry het. Hy verag die Here. Neus in die lug vra hy, God vra tog geen rekenskap nie. In al sy planne is daar geen plek vir God nie. Hy sien mense wat doen wat hulle wil en dit lyk asof hulle daarmee wegkom. Hulle steel, hulle bedrieg, hulle verneder ander en niks gebeur nie. Hulle het geen vrees vir die Here nie. Nou, dis maklik om in so 'n wêreld moedeloos te raak en ons bevind onsself baie kere daar. Om te dink, wat help dit vir my om reg te doen as verkeerd beloon word? Maar Psalm 10 sê vir ons, God se stilte beteken nie sy afwesigheid nie. Hy sien meer as wat ons dink. Hy hoor wat ons sê. Hy verstaan selfs dit wat ons nie kan bewoord of uitspreek nie. Vers 14 sê, en die hele tyd het u dit gesien. Die lyding en die verdriet, u let daarop en maak daar 'n einde aan. Wat 'n vers, en dis amper Dawid se keerpunt in die Psalm. Hy sê, ek het gedink u is ver, maar eintlik kyk u dieper as ek. God se stilte is vertroue in sy eie tyd, dis geduld. Dis die geduld van 'n regter wat wag vir die regte oomblik om te oordeel, nie uit woede nie, maar uit wysheid. Psalm 10 sê, hy is ook die beskermer van die weerloses. In vers 17 lees ons, u het die gesmeek van die hulpeloses gehoor, Here. U gee hulle nuwe moed, u verhoor hulle gebede. Hy oordeel die bose, ja, maar hy omhels ook die gebrokenes. Hy laat reg geskied, ja, maar hy laat ook toe dat die regverdige versterk word. Om te glo in God se geregtigheid beteken nie net om te wag vir die oordeel wat eendag kom nie, maar om te vertrou op sy sorg nou in die tussentyd. Ons geloof gaan oor meer as om net rond te sit en te wag vir eendag. Jy kan seker wees dat hy sien, hy hoor, hy is nou selfs betrokke, al ervaar jy dit nie. Jy kan weet die Here is met jou. Om seker te wees beteken nie jy het al die antwoorde nie, maar dis om vas te hou aan wie God is. Selfs wanneer jy dit nie verstaan nie, selfs al besef jy nie alles wat hy doen nie. Wanneer dit lyk asof die bose wen, wees seker, God sien jou. Wanneer dit voel asof jy alleen is, wees seker, God is
met jou. Wanneer die wêreld onregverdig voorkom en jy voel asof 'n ongeregtigheid seëvier, wees seker God se oordeel kom. Maar intussen tyd wees seker dat, soos Psalm 10 eindig, die Here bly altyd koning. Die vyand is uit sy land verdryf. U het die gesmeek van die hulpeloses gehoor, Here. U gee hulle nuwe moed. U verhoor hulle gebed. U behartig die regsaak van die weeskind en van die mense nood, sodat niemand op aarde langer in vrees hoef te lewe nie. Vers 16 tot 18. Dawid begin hierdie psalm met 'n vraag, maar hy eindig dit met hierdie standvaste sekerheid. Want wanneer jy bly bid, wanneer jy bly roep, wanneer jy bly glo, dan skuif jou fokus weg van die tragedie terug na die troon. En die oomblik wat jy fokus op die troon, dan besef jy die koning sit steeds daarop. Hy is nog steeds op sy plek, hy is nog steeds in beheer, hy heers. Psalm 9 het ons herinner dat ons is veronderstel om getuies te wees, vol van hoop, maar Psalm 10 sê wees seker, want die regter is daar, hy sit op sy troon. Wees seker dat God nie vergeet nie, wees seker dat hy sien, selfs wanneer die wêreld blind is teen die onreg. Wees seker dat sy tyd kom, en wanneer dit kom, bring hy reg en vrede en genesing. Mag jy hierdie week met daardie sekerheid leef, dat selfs al voel God ver of stil, hy werk, hy is besig om te werk, hy is naby, en hy bly die regverdige koning vir altyd. Tot die volgende.